is Droom op Pretoria FM met Please Don't Cry, 33 minute oor 10. Dit is strek al vir jou 11 uur nuus, maar goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand. Jy weet presies wat wag. Ons is baie opgewonde hieroor, want saam met my in die ateljee vanoggend 'n Mike Bolhuis, daar is hy ook nou op die livestream. Ek sien hy is wel goedjies wat hier gebeur, so ons mag dalk kan live gaan. Hier is ons een wat sê, Mike, baie mense weet van jou, maar hoe kan mense as mense na probleme kyk, dit van 'n myl af sien en dit voorkom? Wel, jy moet 'n interveerder wees. As jy 'n probleem van 'n myl af sien, dan moet jy toetree as jy kan. Maar obviously jy moet 'n vinnige assessment doen, 'n identifikasie, evaluasie en 'n risiko-analisering. Jy moet kyk wie is daar in verband met wat dit is. Jy weet, is dit gevaarlik, kan ander mense doodgaan, kan jy jouself in 'n posisie plaas dat jy vermoor word, so dit hang af. Van die kleinste van die kat uit die boom uithaal tot transito roof, moet jy 'n identifikasie van die situasie doen en dan op die beste en effektiefste manier toetree om misdaad te identifiseer, die risiko-analisering te doen en dan toe te tree en te probeer verhoed of stop. 'n vraag wat ek graag daar wil bysit, jy het 'n interessante ding genoem, jy sê jy moet dit vinnig analiseer. Ek bedoel, ek neem aan jy het in so 'n oomblik het jy 'n kwessie van sekondes, waar jou brein 'n keuse moet maak. Ek weet nie of hierdie 'n te wye vraag is nie, maar wat is goed wat mens na moet kyk in 'n oomblik van nood? Groot tekens waar jy gaan, shit, daai is 'n teken dat iets gaan fout gaan. Gevaar teenoor jou en jou medemens en om jou. Okay. So as daar gevaar is, dan beweeg jy weg. Jy moet heeltemal weg beweeg, want anders kan jy beseer of vermoor word en dieselfde ook met mense. So jy kan help om mense weg te kry van 'n toneel af wat uiters gevaarlik is. Maar deesdae in die samelewing wil die mense juist bly, want hulle wil 'n video neem. Alles wil sosiale media, ons wil net dit vasvang wat nou gebeur. Dink jy dit dra by tot soveel mense wat in 'n ongemaklike, vermoeilike posisie beland? Want ons moet als blykbaar afneem deesdae. Ons voel ons moet daar wees. Ja, curiosity can strangle the cat. Dit kan jou dier te staan kom. Maar dit is die probleem, veral as jy ongelukke langs die pad sien, mense ry stadig, wil video's neem, wil kyk wat aangaan, is nuuskierig. En dan is hulle die volgende ongeluk. Ja, en of dit vertraag die regsprosesse en dit wat moet gebeur. So, ons sê dit in ons projekte, wat is die maniere hoe mense moet optree weens die misdaad in Suid-Afrika. So hierdie is 'n vinnige aframmelende kort verduideliking, maar die ware identifikasie van misdaad, hoe jy toetree, wat jy doen, hoe jy kommunikeer, die moeds en moenies, veral met wapens, wanneer trek jy jou wapen, wanneer skiet jy, wat doen jy, hoe interfereer jy, is in ons projekte en ek stel voor die mense lees dit deeglik. Ja, ek wil, so gepraat van lees, ek wil baie graag, ek sien hier's nog WhatsApp so deurkom, maar ek wil baie graag vir 'n oomblik gesels oor Valskerm Bataljon en die verhale wat jy hierin bespreek, want van dit is rof, van dit is hartroerend, ek het nog selfs nie deur almal gelees nie. Maar iets wat vir my uitstaan, gebaseer op 'n vraag wat 'n luisteraar gister al gestuur het, is hoe die manne leer om saam te staan. Jy weet, baie keer is manne, hulle wil 'n ding self doen. Wat sin maak dit is, ek dink dis hoe die Here julle gemaak het en julle wil beskerm. Dit is so in julle natuur. Maar wat hierdie man ook genoem het, is waar hy, soos hy dit beskryf het in Engels, manhood ontdek het, waar mans mekaar ondersteun, en dit is wat hy gevat het uit die Valskerm Bataljon af. Ja, brotherhood. Brotherhood is 'n mooie manier om dit te beskryf. Veral daai tyd, veral in die manier hoe jy toegetree het in 'n opleiding ondersteun is deur die eenheid. Die eenheid het jou in alles geondersteun om die beste van die beste te word. Supersoldaat om sodoende die land te beskerm. Obviously, dit sluit in al die families, vriende en. Jy word hard en op die ergste manier opgelei om dit te doen. Ja. Vir jou land en jou volk. Dink jy dit is hoekom, en ek gaan dit nou baie reguit vra, maar dink jy dit is hoekom mans deesdae half huiwerig is, nie meer hulle plekke inneem nie meer hulle man staan nie, is omdat daai element dalk nie meer bestaan nie, iets soos verskillende vorms van 'n bataljon? Ja, kyk, is ongelukkig, ek moet dit sê en julle weet, ek sê dit soos dit is, maar die mans van vandag is maar teleurstellend, en as dit die man ontstel, dan is hy dalk so 'n persoon. Want hy dra nie noodwendig die broek in die huis nie, hy is nie 'n voorbeeld vir sy vrou nie, hy dien nie die Here nie, hy bring nie sy kinders op in die weë van die Here nie, en
ja, hy sal nie noodwendig toetree en 'n verskil maak. Hy kyk baie keer nie na sy gesondheid nie. Ek praat nou meer van die ouer garde, veterane. Maar die jeug val ook maar in dit, want ons het 'n wettelose jeug. Ja. Jy weet, as jy kyk na die jeug, die jong mannetjies van vandag, behalwe hier en daar, maak nie meer deure oop vir die dames nie, het nie respek vir vrouens nie, is heeltyd besig met games, disrespectful, wil niks opdragte uitvoer nie, by die huis kom, maak die deur toe, sit in sy kamer, geen familietyd, kwaliteit tyd nie, wil nie kerk toe gaan nie. Eintlik skokkend as ek by skole praat, dan vra ek gewoonlik so 2-3 vrae, en een van hulle is, hoeveel mense was op die ark? Jy sal nie die getalle glo wat ek al gehoor het nie. Maar anyway, dit is skokkend om te hoor hoe min kinders die Bybel werklik waar ken. Wat die ware bril is en die absolute lyn is waar volgens 'n ou moet leef. Jy weet, en dit is vir jou absoluut belangrik in al jou wee. En onthou, Christen is nie 'n sissie nie. Hy is juist die gevaarlikste ou, want hy sê wat hy meen en hy meen wat hy sê. Tja. En hy het daai kalmte en daai vrede en daai krag om te kan optree en te kan interveer, soos ek gesê het. So om terug te kom na die mans moet hulle staan en uitstaan vir hulle vrouens, lief wees vir hulle vrouens, nie rondneek nie, wegbly van pornografie af, wegbly van enige vorm van skinder en kakpraat en verkeerlike optredes en 'n voorbeeld stel, veral vir sy vrou en sy kinders. As jou kinders nie na jou toe kom en sê, Daddy, ek wil soos jy wees nie, you have a problem. So. As jy sopas ingeskakel het, ons gesels met Mike Bolhuis. Ek sien die vraag deurkom, soos ons gesels. Ek sien jou vraag 066-374-6193. Mike, jy kom van 'n plek af waar alles wat jy al gedoen het in jou lewe was die ondertoon beskerm. En baie keer kom dit ook van 'n plek af waar mens voel, yes, ek was op 'n stadium in my lewe plek wat ek gevoel het, ek het nodig om iemand te beskerm. Dink jy dis iets wat jy al van jongs af van jou kinderdae ervaar, daar's 'n need om iemand te wil beskerm? Ja, kyk, jy is uitgeknip in die lewe met gawes. Jy weet, ons sien dit duidelik. Nie almal kan goed sport doen nie, vinnig hardloop, rugby Ek is een van hulle, ja. Ja, nie almal kan wiskunde werklik waar bemeester nie. En nie almal kan miskien die hoogste berge klim en daar uithou vermoë. Ander ouens is weer goed met van spoed tot, ek noem maar simpel voorbeelde, maar dis alles so. Jy weet, nie enige ou kan sommer 'n Formule 1 resieskar ry nie. Ja. So as 'n ou kyk na die mensdom, het elkeen sy gawe. Ander mense is goed in 'n hof, hy kan met mense kommunikeer. Mense wat met kom ons sê gestremde kinders werk, het 'n super geduld. Ja. So kan ek aangaan en aangaan. En 'n hart vir mense. Ja, so ander mense het die geduld om met die ou mense te werk. So ek het van jongs af, van matriek af, het ek agtergekom, ek tree toe en ek wil 'n ding try oplos. En in die eerste jare was dit maar baie gewelddadig, want as ek die geringste nonsens gesien het, het ons met die vuiste uitgesort. Maar nog steeds die doel bereik, om moeilikheid te verhoed en die ouens op hulle plek te sit en maniere te leer. Want ons praat nou van reg daar van die 1980s af, al in die nagklubs ensovoorts. Okay. Maar later leer jy al jou ander skills, maar jou initiële skills wat die Here jou voorgegee het, as jy dit nie begrawe en opwerk, is dit wat jy in die toekoms gaan doen, en dis wat ons nou doen. Ja. Ek glo byvoorbeeld geheel en al vandag in algehele kommunikasie, totdat dit noodsaaklik is om toe te tree en 'n klap uit te deel. Okay, So ek sal eers met 'n druggie behoorlik praat, as hy natuurlik nigter is, want jy kan nie met 'n druggie praat as hy verslaaf is of onder die invloed is nie. Wat doen jy? Net so tussen Nee, hakies. ek doen behoorlike kommunikasie. En daai wysheid, kennis, insig, mag en krag en vermoë kry 'n ou net van aanhoudende en langstaande ondersoeke, kommunikasies en natuurlik weer eens jou verhouding met die Here, Ja. want hy is algehele wysheid. Ja. Hy is algehele insig, mag en krag. So jy deel hier met mense wat die Here geskaap het. En daai penny het by my gedrop al jare terug. En as ou kyk na die hele Ou Testament, daar was baie fights hoor. Ja. En hulle was almal gewen as die Here betrokke was. Laat hulle nou een keer nie vir hom luister nie, dan kyk jy wat gebeur. Kyk maar na Ai. Maar anyway, om 'n lang storie kort te maak, so ek konsentreer in die laaste jare om mense mee te kommunikeer, om 'n ingeligte besluit te neem.
en dan te verbeter en te verander. Dis 'n baie interessante stelling om te maak, want Dit werk. dit werk, maar Dit ons as mense, ek dink as ek daai muntstuk so 'n bietjie kan draai, ons as mense wil, dis amper asof ons baie keer ons wil baie keer iets moet bietjie krapperig raak. Ons wil nie noodwendig 'n ding uitpraat nie. Ek dink baie keer is die lewe half effens vervelig, gaan wil die mense so 'n bietjie amok maak. Mense hou nie van konfrontasie eintlik nie. En mense hou nie van vrede altyd nie, lyk dit my. Ja, is rebelsheid. Dit is ongelukkig wetteloosheid. Die mens vermy alles in sy vermoë om eintlik die toetrede te doen. Hy vermy kommunikasie, hy vermy konfrontasie, hy vermy ongemak. Hy gaan van punt A tot B in die vinnigste, effektiefste manier sonder om 'n bietjie ekstra oefening in te sit ensovoorts. Hy wil nie fisies noodwendig. Ek praat nou nie van sekere mense wat nou spesifiek daarvan hou om ekstra steps in te kry en te oefen en na hulle gesondheid te kyk. Maar ek praat hierso met 'n groep mense wat die grootste groep is. Ja. En hulle vermy konflik in elke moontlikheid wat hulle kan en direkte en straightforward kommunikasie, want dit is identifiserend. Die oomblik as jy met iemand sit en jy profile hom en jy identifiseer 'n situasie, dan kan jy dit nie onthoor nie of ontsien nie. It's there for life. En jy stap daar weg met inligting wat jy of gaan verander of jy gaan versleg. Jy moet iets daaromtrent doen. Jy kan dit nie net wegwys nie, dit bly nie neutraal nie. Dink jy daar's baie mense wat vries? Jy weet hulle praat mos die Engelsman praat van fight, flight of freeze. Dink jy ons lewe in 'n samelewing waar meeste mense hulle vries? Hulle vries, maar die inligting is nog steeds daar as dit kommunikasie is. Ja. Vries sal gewoonlik wees in fisies, in gewoonlik baie ernstige geweldsituasies of selfs direkte ernstige konfrontasie in 'n kantoor kan jy vries. Ja. Maar die punt wat ek wil maak is behoorlike identifisering van inligting onder mense is die bepalende faktor wat met jou gaan gebeur. Neem jy dit in en wat gaan jy daaromtrent doen? Want you can't unsee it or unhear it. It will always be there. Ja. En jy gaan wegstap met of beter of slegter. Tjoh. As jy sopas ingeskakel het, ons gesels met Mike Bolhuis, 0663746193 is die WhatsApp lyn. Jy is meer as welkom om saam te gesels nou op pad vir jou op Pretoria FM. Dis Willenly. Din voordag tot laat in die aand. Pretoria FM. Koffie met Carla op Pretoria FM. Welkom terug, dit is 8 minute voor 11 uur, nuus om 11 op pad vir jou net hierna, maar ons gaan wel bly gesels, ons is met Mike Bolhuis, 0663746193. Mike is saam met ons in die ateljee, ek sien elke boodskap wat deurkom. Mike, jy's 'n lekker een, ek wil baie graag terugkom by die boek ook, vir die wat op die livestream is, ek hoop jy kan hier sien, ek glo nou maar uit 'n plek van geloof uit die livestream is in die gang, vir die wat kyk op die livestream. So, dis 'n bekende foto, daai maar ons het hom bietjie gechop and change. Die voorwoord gedoen, die aanprysings en, maar die span in sy geheel, van al die ouens wat stories geskryf het, ingegee het, Liep, Dirk hulle, almal, en die span van Johan. Die hele span poging het daai boek gebring. Ons het elke dag, elke beslissing oor gebid, en aan die Here opgedra, en gevra dat die Here ons daar sal seën, sal leer en onderrig in sy weë hoe dit gedoen moet word en baie toesprake gedoen, baie funksies bygewoon, baie radio-interviews, TV-interviews, en jy het al 'n hele paar gedoen, hoor. Ja, nee, maklik, seker hierso by 20, 30. En die Aardklop en die Stellenbosch-fees was die grootste. Aardklop dink ek was ons so 200 mense, daai saaltjie vol gesit. En ook Stellenbosch was meer as 200. En dan natuurlik hierdie spring gekwalifiseer is die Parabats, Paratroopers bygewoon. Ons het maar elke keer 'n ou liedjie of 2 dae gesing, ons noem dit 'n kreet. Alles gevideo. Jy saam gesing? Ja, sing saam. Almal, al die veterane saam. Vir die publiek en dit het baie aftrek geniet. So ons het projekte oor dit, so dit is op ons Facebook. Ons stuur 'n behoorlike finale projek uit binne 2 weke. En dis op julle webtuiste ook as ek dit nie mis het nie. Ja. Maar die finale projek, die voordeel van ons projekte, dit sluit altyd die vorige
projekte, radio-interviews, TV-interviews, hierdie een, en alles in. So, daar kan mense nou rustig sit oor 'n naweek, al die video's kyk, al die toesprake, en baie van die goed wat ons hier vandag bespreek het, is die vraag ook wat baie keer gevra word, oor veiligheid en sekerheid, en dit gee ook 'n goeie verduideliking oor die boek, hoe die boek ontstaan het, hoe goed hy doen. Ons is tans, op die nie fiksie is ons by 9 verby, as beste verkoper. En dit was 2 weke terug was ons op 9, maar na Stellenbosch is ons verby. En van totale boekverkope in Suid-Afrika, en dit sluit nou die Wilbur Smiths en al die ander in, is ons op 28ste. Goeie. So hierdie boek loop. Hy loop. En ek dink op daai noot, want jy gesels met die boek en waar jy dit oral beskikbaar gestel het en so, en saam met dit kom natuurlik ook die publieke figuur wat jy is, en ek weet jy's 'n man, so jy gee nie te veel oor die voorkoms nie. Maar Mike Bolhuis, ek het 'n baie belangrike vraag vir jou. Ek wil weet, wat die inspirasie agter jou hare is. Hoe antwoord ou dit nou? Ek het al baie keer vir die mense gesê, dat die hare by my is nie 'n issue nie. Dis jou danshare. It's a wash and go. Maar toe ek 'n klein staaltjie, toe ek jonk was ek versot op David Bowie se look. David Bowie het eintlik jou look gesteel. Standaard 8. Toe het ek in die aande met 'n sykous oor my kop gaan slaap, sodat my hare agtertoe staan, sodat ek in die oggend skool toe kan gaan. En ek was so gepes en gespot daaroor. Maar anyway, omdat jy 'n Nederlandertjie is, Bolhuis daai tyd, you were frowned upon. Maar al daai goed het my gehelp om geslyp te word in 'n rigting van wie ek vandag is. So ek is bly dat ek deur 'n skool gegaan het waar ons anders na gesien was oor die haarstyl, oor die van, en 'n bietjie geoust was. En bou karakter. Toe daar 'n insident in matriek gebeur waar ek toegetree het, toe ek gesien het toe meisies verskriklik geterroriseer was deur 2 ouens wat kom petrol ingooi en ek die wit waks uit hulle pak slaag gegee het, die koerante bereik, die hoof het my ingeroep. En van toe af was dit 'n kwessie van, as ek 'n ding gesien het, het ek my neus ingedruk en betrokke geraak en kyk hoe kan ek dit uitsort. En dit is toe dat ek die valskerm roete gegaan het. Ek was van plan om die beste van die beste te word in die army. Verskriklike kering, baie harde opleiding, is astronomies, Mossad opleiding, ne? Die beste van die beste vat hulle, net om 'n idee te gee, so uit 3000 uit, is daar eventueel so 160 wat hulle vat. Kyk Michael, meeste van die tyd op die grens, in daai 2 jaar en daarna kampe, en dit het my baie gebou, en gemaak wie ek is vandag. Ek sal nie met jou moeilikheid soek nie. Ek het jou nou lank genoeg gesien om te weet. I'm the good guy. Ek is 'n probleem vir boewe. Dis wat ons wil hoor. Dit is wat ons wil hoor. Hoorie daai WhatsApp lyn, ek sê maar net die nommertjie kan nie gebruik word om hom in 'n noodgeval te bel nie, maar daar is wel 'n webtuiste, daar's 'n Facebookblad om ook in kontak te kom. Ek wil net sê, voor ek nou by my laaste vraag uitkom, die boek is beskikbaar oral. Daar's aanlyn platforms in persoon. Ek dink amper op jou webtuiste ook, Mike, as ek dit nie mis het nie. Is daar 'n plek wat ek mis waar die boek moontlik beskikbaar is wat ek oorge... Die boek is nasionaal beskikbaar en hy's vir 'n goeie prys. Hy's $275, R275. R50 van daai geld van elke verkope gaan na die Parabat in Need Fund. Dit is nou as daar 'n veteraan is wat spring gekwalifiseerd is, wat nou môre nie 'n broodjie op die tafel het of 'n dak oor sy kop en 'n verskriklike en baie ernstige ding deurgegaan het. Die rekeninge en die gelde word baie streng gemonitor. Ek doen dit myself. So, jy weet, dit is nie sommer enige ou wat 'n almoes kry nie. Ek doen 'n behoorlike ondersoek. Alles wat ons doen ons reg in perfeksionisme en in die naam van die Here. Daar's geen ander manier nie. Ons gee die Here ook altyd vir alles, alle lof, dank en aanbidding. En die boek is nasionaal oral beskikbaar aanlyn en ek sal vir jou spesifiek al ons laaste projekte stuur, die finale projek, en jy kan dit op julle platforms plaas en ons sal dit waardeer as hulle die boek koop. Hierdie boek is baie terapeuties. Hierdie is 'n unieke boek. Hy's uniek want hy het kort verhale in. Dit gaan nie net oor een ou nie. So hierdie is kort verhale en hierdie boek
verduidelik vir die nie-veterane, die jonges, die kinders van die veterane. Die mense en wat eintlik moet families. weermag toe gaan. Wat het ons almal eintlik deurgegaan? Hoe taaf was die oorlog? Wanneer het hy begin? Wanneer het hy gestop? Wat het die mense deurgaan? Wat behels die opleiding? En die goeie nuus is, ons het soveel verhale al ingekry, dat daar is genoeg vir boek 2, 3 en 4, en hulle is op pad, en Amen. ons het ander projekte ook. So ons kyk na veterane vir pensioene, begrafnisse, al hierdie tipe van dinge het weens hierdie goed vorendag gekom. Maar hierdie boek is terapeuties, hy is die moeite werd, en hy maak 'n verskil in die mense se lewens. Weet jy wat, 'n vrou het na my toe gekom, na 'n toespraak vir my gesê, as jy nie die vorige aand gepraat het nie, my man selfmoord gepleeg. Ja. Daar's baie ou mense wat suffer hoor. Ja. Daar's baie ou mense wat verskriklik arm is, sieklik is, eensaam is en nie dinge kan verwerk nie. Onthou hierdie ouens, almal van ons het die verskriklikste goed aangevang op die grens, met die boewe, met SWAPO en met die vyand. As jy in oorlog is, dan jy heeltemal 'n ander mindset, jy's wreed. Jy veg en fight vir oorlewing en vir jou land en volk. En jy vang verskriklike goed aan, en jy gaan deur verskriklike goed. Jy weet, in Smoke Shell alleen, het ek vir 30 dae glad nie 'n shower of 'n was gesien nie. Jy weet, die Black is Beautiful het so in my ingegaan, dat het my weke gevat om dit uit my lyf uit te kry. Daar is soveel stories om te vertel oor dit. Maar dit was verskriklik, maar dit was fenomenaal. Dit het ons almal gemaak wie ons is vandag. Sonder daai is ek absoluut seker ek nie vandag sou gewees wat ek was nie, of is nie. Sjoe. En ek dank die Here daarvoor. Ek sal ook niks in my hele verlewe ooit my verlede verander nie. Yes, I want Mike. it everything as it is till today. Sjoe. Mike, ek sal baie graag jou eendag wil terugkry vir nog 'n gesprek. Maar reële sit down fascineer my. 2, dan praat ons meer. Deel 2. Vir Mike Bolhuis deel 2 kan jy byvoorbeeld jou vrae instuur. Ek sal dit ergens in 'n dokument of so gooi. 0663746193. Maar vir nou is dit eers tyd vir ons om vir Mike Bolhuis te groet. Tot 'n volgende keer toe. Dankie ook vir jou tyd vandag. Dankie vir die geleentheid, maar jy moet tog al hierdie mense beantwoord. So laat hulle dit maar vir jou stuur, dan kan jy maar vir my 'n WhatsApp stuur met 'n paar, as ek vir jou antwoord gee, dan kan jy hulle op 'n stadium antwoord. Dankie. Ek dink Dankie hulle sal Mike. dit waardeer. Ja, en dankie vir jou tyd. Baie dankie vir die geleentheid, dankie vir die luisteraars. Mag die Here julle almal ryklik seën met absolute wysheid, insig, mag, krag, voorspoed, gesondheid en onderskeiding. Mag hy julle barmhartig en genadig wees.